Goeiemôre geliefdes, my naam is Quintus Skols, die leraar van NG Oudtshoorn Park. Baie dankie dat jy inskakel op hierdie YouTube kanaal. Mag die Here vanoggend aan die woord kom. Ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker. Ons praat vandag oor die tema van val tot opstaan. Ons almal het al geval in die lewe. En ons gaan stilstaan in die woord vandag en hoe ons hier gaan wegbeweeg deur juist te sê, ons gaan die Heilige Gees toelaat om deur ons te werk. En dis my gebed vandag dat jy kom net soos jy is. Die Here ontmoet jou net daar waar jy nou kyk of luister na hierdie preek en mag hy aan die woord kom en my as 'n stofmens vandag ook gebruik. Voordat ons nou saam lees, voordat ons gaan soek na tekste en wat sê die woord oor die tema val, ons almal het al geval, kom ons bid nou saam en vra, Here, spreek U, want U kinders luister. Heilig en heilig, heilig is U, Here God. Ja, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. En Vader, is so my gebed dat U nou aan die woord sal kom en dat U elke kyker en luisteraar ontmoet net daar waar hulle is. Spreek nou, Here, want U kinders luister. U ken elkeen van ons harte. U weet wat in ons lewens aangaan. Hulle kom elkeen net soos hulle is, Vader. Dalk is daar siekte, dalk is daar bekommernisse en vrese, finansies, verhoudings, huwelike, gesinne, 'n werk wat verloor is of 'n werk wat gekry moet word. Ja, Here, dalk is daar soveel uitdagings, maar dalk is daar soveel opwinding en soveel voorspoed en soveel dankbaarheid ook by kykers en luisteraars. Ons kom vanoggend, Vader, met hierdie tema van wat gebeur as ons val in die lewe? Wat gebeur as ons geestelik val? En hoe kom ons weer by die opstaan gedeelte? Hoe gaan ons weer aan? En Here, ek bid nou dat U uit die woord uit vir ons die antwoord kom gee. U kinders luister, Here, en ek weet U gaan nou spreek in 2026. Ons loof U en ons prys U tot in ewigheid. Amen. Vriende, ons gaan so vanoggend saam lees uit Romeine 7 vers 19, dis die hoofteks. En die tema is van val tot opstaan. Van val tot opstaan. Paulus sê die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Romeine 7 vers 19. Het jy al geval in jou lewe? Kom ons praat eers oor die letterlike val. Het jy al geval? Dalk op 'n gladde stuk grond geloop en jy het gegly en jy het geval, of op teels en jy het geloop en jy het geval. Dalk het jy fiets gery en jy het geval. Jy het seer gekry, dit was ongemaklik geweest. En ja, mense is taamlik verleë as jy geval het en 'n klomp mense het jou gesien. Dalk het dit voor 'n verhoog gebeur waar 'n klomp van jou medeleerders jou gesien het, of dalk in die kerk het jy geval ergens, of voor 'n klomp mense daar by die supermark het jy gegly oor iets en jy het geval, en jy's half verleë want mense het gesien hoe jy val, en dan kry jy so half skaam daaroor. Jy sien, vriende, die een ding wat ons moet hoor is, die wêreld is nie 'n valvrye plek nie. Dit gaan ook so in ons geestelike lewe. Daar waar ons dikwels dink ons staan met die mooiste intensies op en jy wil goed doen, maar voor jy jou oë uitvee, dan dink jy weer iets wat jy nie moes nie, en jy sê dalk iets wat jy nie moes nie, en jy's by daai plek waar jy dalk sê, maar ek het alweer teen God se wil gegaan, deur my woorde, my dade of my gedagtes. Ja, vriende, dit is daar waar ons opstaan met die beste intensies, om goeie mense te wees. Waar ons baie keer dinge doen wat ons nie wil doen nie, dinge wat ons nie moet doen nie. En dan kom ons by daai punt dalk aan die einde van 'n dag en ons sê, ek het alweer geval. Daai menslike feilbaarheid wat by ons almal is. Die ou Adam wat so dan en wan sy kop kom uitsteek, en waar ons nie in die nuwe Adam in Jesus Christus leef nie. En dan besef ek, maar eintlik kan ek nie 'n dag op my eie aandurf nie. Ek moet dit deur die Gees doen, en ek moet die Gees vra
om my te beheers. En dan baie keer leef ons so met hierdie skuldgevoelens, want ons het nou geval, en ons het fouteer. En dis dan wanneer ons so mooi onder die duim van Satan kom leef. En daarom wil ek jou uitnooi vanoggend om in die naam van Christus Jesus jou lewe terug te eis en te sê, maar ek staan op, ek gaan nie verder met hierdie skuldgevoelens leef nie. Ek gaan as vrygekoopte leef, vrygemaak deur die bloed van Jesus Christus. Dis nie lekker om te val nie. As jy fisies val, is dit nie lekker nie. Maar kom ons praat ook daarvan dat dit nie maklik is wanneer jy geestelik geval het nie. Die lewe bring ons by 'n plek waar ons baie keer ook geestelik val. En dan val ons diep in 'n diep gat in. Mense leef met hierdie skuldgevoelens en vriende, ek is seker daar's van u wat vanoggend na hierdie boodskap sit en luister en sê, ek het alweer daai selfde fout gemaak. Is dit bekend? Is dit bekend vir jou as ek daai woorde sê? Jy het jou self beloof, jy gaan verander en jy gaan dit nie weer doen nie. En voor jy jou oë uitvee, dan het jy dit weer gedoen. Jy wou die regte ding doen, maar dan misluk jy weer. Dan val jy weer terug in daai selfde ou gat. En daai selfde ding wat jy oor en oor en oor doen. En dan vra jy vir jouself, maar het ek nou nie geleer nie? Hoekom doen ek dit alweer? Ek weet ek wil nie dit wees nie. Ek is beter as dit. Ek gaan nie weer terugval in hierdie gat in nie. Ek gaan nie weer daai selfde foute maak nie. Ek gaan nie weer daai selfde sonde doen nie. En dan, vriende, het ek vanoggend die wonderlike nuus. Die evangelie sê vir jou vanoggend, en God kom definieer dit vir jou so mooi. Jy word nie gedefinieer deur jou val nie, maar deur sy genade wat jou weer laat opstaan. Nie deur die val nie. Baie keer sê mense, dis nie hoe jy val nie, maar dis hoe jy opstaan. En jy gaan nie op jou eie nie, maar jy gaan deur God se genade weer opstaan, en dan gaan jy weer probeer. Vriende, my eerste punt vanoggend, gelowiges val ook soms. Julle het dit geweet? Selfs gelowiges val ook. Die bekende teks van Romeine 7 vers 19 wat ek nou gelees het van Paulus, wat hy sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit kom nou van Paulus wat omtrent 3/4 van die Nuwe Testament geskryf het. En ons leef baie keer met hierdie gedagte, maar kyk hoe perfek was Paulus gewees, en hy was definitief nie perfek nie. Dis 'n gelowige mens wat hier praat. Hy praat nie as 'n ongelowige nie. Dit is iemand wat hier praat wat die Here lief het, en tog het Paulus ook sy eie swakheid besef. Jy sien, vriende, Paulus was ook eers Saulus gewees. En Paulus het ook maar verkeerde dinge gedoen, en daarom besef hy dat hy die swakheid ook in hom het, en hy kom bid en vra die Here om dit weg te vat, en die Here sê, maar my genade sal vir jou genoeg wees, ook in jou swakheid. Die Bybel wys vir my 'n klomp mense wat ook dit beleef het, wat ook geval het. Dawid het geval, Petrus het geval, Elia het moed verloor, Thomas het getwyfel, en hierdie menslike feilbaarheid sien ons reg deur die Bybel. Die Bybel is nie vol perfekte mense nie, geliefdes. Hierdie menslike feilbaarheid beteken net een ding, sonder God kan ek nie leef nie, sonder die Gees wat my beheers en my lewe oorneem, kan ek nie leef nie, kan ek nie God se wil doen nie. En dan kom ons by hierdie skuldgevoelens wat so saam met ons is elke dag. En dan sê ek vir myself, maar ek behoort mos beter te wees. Ken jy dit? Klink dit vir jou bekend? Ek wil beter en ek weet ek kan beter, maar ek doen nie beter nie. En vriende, dit is waarby ek vanoggend juist wil uitkom, dat geestelike groei beteken nie volmaaktheid nie. Dit beteken ek is op die heiligmakingspad. Ek is besig met heiligmaking, maar dit beteken ook afhanklikheid. Ek wil vanoggend vir jou kom sê, jy hoef nie perfek te wees nie. Jy is definitief nie volmaak nie, maar jy moet afhanklik wees. Afhanklik
van die opgestane Jesus Christus, afhanklik van God, afhanklik vir die inwerking van die Heilige Gees in my lewe. Romeine 5:5, hy het sy liefde, hy het sy Gees in ons harte uitgestort. En ek en jy kan met die Heilige Gees elke dag leef, selfbeheers. Ons kan nie die pad saam met God stap. Want Johannes 15 vers 5 kom leer vir my, sonder my kan julle niks doen nie. Luister mooi, Jesus sê nie sonder my kan julle min doen, of julle kan sekere dinge doen en ander dinge nie doen nie. Hy sê julle kan niks sonder my doen nie. Met ander woorde, ek wil so baie keer net op my eie stoom en ek sal self en daai trots en eie ek is so binne in ons as mense, maar die Christen lewe is nie vir hierdie selfhelp nie, dis nie 'n selfhelp boek wat ek vanoggend vir jou kom gee of 'n selfhelp antwoord nie, jy moet 'n voortdurende afhanklikheid van Christus hê. Dit gaan nie net oor ek moet myself verbeter en hier's 'n paar tips vanoggend wat ek vir julle wil gee, hier's 'n paar wenke geliefdes, doen nou dit en dan gaan jy beter wees nie. Nee, jy moet afhanklik van Christus wees. Sonder hom is ek niks nie, julle kan niks sonder my doen nie. Die bekende Martin Luther het op 'n stadium gesê, die Christen is terselfdertyd regverdig en sondaar. Met ander woorde, ons behoort aan Christus, maar ons worstel steeds met ons swakheid. Ons is regverdig en sondaar. En wanneer jy dan in jou valtyd ontdek dat jy God nodig het, is jy presies op die regte plek. Wanneer jy besef, wanneer jy geval het, maar jy kan nie self nie, jy het God nodig. Jy het Christus nodig in jou lewe. Die kruis van Jesus, jy het sy liefde en genade nodig, want ek kan nie sonder dit leef nie. Geliefdes, dan is jy op die regte plek. En daarom wil ek vanoggend vir jou kom sê, selfs gelowiges in die Bybel het geval, gelowiges vandag val nog, maar ons kan opstaan saam met Christus Jesus. Dis nie hoe ons val nie, maar dis sy genade wat my in my swakheid kom ontmoet en my weer herstel na wie ek behoort te wees, my roeping, my mens wees in Christus. Daai moet ons vanoggend kom besef, dat ons worstel met die swakheid, maar in ons swakheid ontdek ons ook God se krag. Hy wat vir my weer nuwe krag kom gee om my vorentoe te laat beer. Dis waar ek vanoggend wil uitkom. My tweede punt is juis dit, en dit sluit aan by die eerste punt, die Heilige Gees kom tel vir my op daar waar ek geval het. As jy God toelaat in jou lewe, as jy hom innooi en hom die nommer 1 van jou lewe maak. Galasiërs 5 vers 6 doen, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Die antwoord is nie dat ons nog selfhelpboeke moet lees en by selfdissipline moet uitkom en net leer om beter te wees nie. Nee, die antwoord is dat ons die Heilige Gees toelaat in ons lewe en laat ons God se woord inneem en God toelaat om ons lewens te beheers. Skuld alleen verander niemand nie. Die Gees verander mense. Dit help nie ek verstaan nog meer hoe skuldig is ek nie. Dit help nie ek kom en ek sit nog skuld op jou en sê, maar kyk hoe sleg is jy eintlik nie. Maar iets moet verander. En die oplossing is die Heilige Gees. Die Gees kom verander mense. Hoe oop is jy vanoggend om die werking van die Gees in jou lewe te beleef? Ou Dawid het gekom in Psalm 51, so vanaf vers 12 af, en dan sê hy, skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Is dit nie ook jou gebed vanoggend nie? Skep vir my 'n rein hart. Vernuwe my en maak my standvastig, dat ek nie sal val nie, want soveel keer val ons, en ons doen die verkeerde goed, ons dink verkeerd, ons sê verkeerde dinge, met ons
tonge kan ons soveel keer mense afbreek en slegte goed sê en dood spreek oor mense. Pas op vir dit, waak teen dit, boetie en sussie. Die verskil tussen hierdie val en opstaan het ek in die Bybel probeer soek, en Dawid het geval, en hy het groot geval, en hy het groot foute gemaak, maar hy het nou na God toe gekom en gesê in Psalm 51, Here, sien my hart raak, skep vir my 'n rein hart. O God, kom gee vir my die vernuwing, gee vir my standvastigheid. Ek wil nie weer die ou Dawid wees nie. Ek dink aan Judas en aan Petrus byvoorbeeld. Judas hardloop weg van Jesus af. Petrus gaan na God toe hy huil en hy kom terug en ek sien God wat vir Petrus wil gebruik. Hy wat so Jesus eintlik 3 keer ontken het, en dan kom daar duisende mense tot bekering deur Petrus, want God wil hom gebruik. God wil jou gebruik. Net soos jy is, daar waar jy is, by jou werk, in jou huwelik, in jou gesin, in jou omstandighede wil hy jou gebruik, en jy kan dit nie glo nie. Jy sê nie, maar gebruik net dominees of pastore, nee, hy wil jou gebruik, in jou omstandighede. Jy het 'n getuienis. En vriende, ons moet ook wees daarvoor, hoe God my wil gebruik, kom terug. Ek wil ook vanoggend, soos Petrus, net terug hardloop en sê, Here, hier's ek, gebruik my, Here. Ja, dalk is dit nodig, dat die Gees jou terugsit waar jy hoort, in daai plek waar jy hoort. Die Gees wil jou kom terugplaas, en vir jou die autoriteit teruggee, van waar jy behoort te wees. Die bekende A.W. Tozer het gesê, the Holy Spirit never enters a man and lets him live like the world. Luister mooi, the Holy Spirit never enters a man and lets him live like the world. Ons kan nie leef soos die wêreld nie. Ons is nie wêreldse mense nie, ons is nie van nie, ons is in die wêreld, maar nie van nie. Luister gou mooi, om van die wêreld mense te wees, beteken jy's nog in die vlees en nie in die gees nie. Beteken ons is wêreldse mense en wêreldse dinge is belangrik vir ons, maar jy is in die gees. En as die gees van God in jou leef, dan kan jy nie meer leef soos 'n wêreldse mens nie. N.T. Wright skryf dit en hy sê, grace is not God lowering his standards. Grace is God raising us after we fail. Dis nie God wat sy standaarde laat sak het en nou gee hy maar vir ons genade, want ons gaan nou nie op 'n ander manier opstaan nie. Nee, dis God wat ons ontmoet, daar waar ons is en ons optel as ons weer geval het, weer fouteer het, weer gefaal het. Dankie Jesus. Dankie dat genade nie sonde ignoreer nie, maar dat genade mense kom herstel wat fouteer het. Jy sien vriende, die Here kom vandag vir jou sê, staan op. Staan op in jou situasie waar jy is. Jy is dalk wanhoopig, jy is op 'n plek wat jy sê, jy weet nie meer hoe vorentoe nie, maar die Here se boodskap vandag vir jou is, staan op. Ek het 'n plan met jou lewe. Los daai sonde, los daai dinge van gister, sit dit agter jou en gaan nou vorentoe saam met God. Gaan van vandag af, gaan nou op jou knie en sê, Here, ek is jammer, ek het U nodig, ek bely my sonde, maar Here, skep vir my 'n rein hart, vernuwe my, maak my standvastig, want ek wil 'n nuwe lewe saam met U. Nooi vandag die Here uit, en ek weet, God gaan jou ontmoet, net daar waar jy is. My laaste punt vanoggend is dit, God gebruik selfs ons val, om ons nader aan hom te bring. Ek het al baie daaroor gedink, selfs op ons laagste laag, daar waar ons gesondig het en teen sy wil gegaan het in ons woorde, dade en gedagtes. God gebruik daai val, daai seer goed, daai trauma, daai insidente, daai slegte goed wat ons dink, maar hoe kan daar enige iets goed hier uitkom? Gebruik God baie keer daai goed om ons weer terug te plaas waar ons hoort. Hy ontmoet ons ook in ons seerste sere. En hy kom juist daar, en hy kom sê, my kind, ek het jou lief.
Baie keer daai trots wat gebreek is, of daai selfvertroue van ons wat weg is, of daai nodig wat ons nodig het om afhanklik van God te raak en in God se afhanklikheid te leef, afhanklik van hom te groei, nader aan hom te beweeg. In 2 Korintiërs 12 vers 9 staan daar, en ek het dit nou aangehaal van Paulus, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Jy sien vriende, Paulus wou gehad het, God moes sy swakheid weggeneem het. Maar God kom antwoord, my genade is genoeg. Dit sal vir jou genoeg wees. God werk dikwels in die diepste gebrokenheid van ons, daar waar ons seer beleef, en Petrus is mos nou daai praktiese voorbeeld wat ek nou van gepraat het, 3 keer het hy gesê, maar ek ken nie Jesus nie, en dan kom God en hy gebruik hierdie gewonde leier van hom, en hy plaas hom weer terug in leierskap, en sê maar jy is die rots. Duisende mense kom tot bekering. Hy gebruik ons mislukkings om ons nader aan hom te bring. Vriende, daar's mense wat hoop verloor het daar buite. Dalk is jy een van hulle vanoggend wat kyk en luister na hierdie preek. En dan dink hierdie mense, en dalk is dit jy wat so dink, maar ek het te veel geval, ek het te ver geval. God gaan my nie weer help nie, hy gaan my nie weer ophelp nie. Maar vriende, hy gaan. Want hy is daar saam met jou. Hy sal jou nie los nie. Die kruis van Christus is groter as jou swakheid vanoggend. Is groter as jou val vanoggend. En daarvan getuig Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Kom bely jou sonde vanoggend. Sê Here, ek het U nodig. Dan kom sê Paulus vir jou in Romeine 8, daar's nou geen veroordeling nie. Jy's vrygespreek. Jy's nuut gemaak vanoggend. Gaan leef nou as vrygekoopte, beheers deur die Heilige Gees. Boetie, sussie, dit beteken Bybel lees. Dit beteken bid. Dit beteken 'n pad saam met God stap, in verhouding met God stap in hierdie heiligmakingspad waarin ons is. Nie ons is nie volmaak nie, ons is nie perfek nie, maar ek vat God aan die hand, en ek sê dankie vir sy genade, en ek stap elke dag tree vir tree, saam met hom die toekoms in. Ek sluit af met hierdie storie, dit gaan oor 'n klein seentjie wat leer fietsry het. Het jy nie ook, maar as kind leer fietsry nie? Die vraag is, hoeveel keer het jy geval? En ek het dit heel in die begin van hierdie boodskap ook gesê, hoeveel keer het ek en jy al geval, fisies geval, dalk gegly op iets, of met 'n fiets geval, of waar ook al, en jy het geval en dit was seer gewees. Hierdie klein seentjie het ook geval, en sy knieë was vol stof gewees, en sy trane was vol oë gewees, maar sy pappa het hom geleer fietsry, en sy pappa het aangehou en hom geleer, en hy was die hele tyd daar. En op 'n stadium het hierdie klein seentjie gesê, pappa, raak jy nie moeg om my elke keer op te tel nie, want ek sukkel so om fiets te ry. En die pa het vir die seun stip in die oë gekyk en gesê, my kind, ek het jou nie kon leer fietsry met die idee en die verwagting dat jy nooit gaan val nie, want ek het geweet jy gaan val. Maar ek kom loop langs jou om jou op te help, elke keer as jy val. Ek kom stap langs jou om jou te keer, sodat jy op 'n stadium goed kan fietsry. Nou ek selfs dan wanneer jy val, dan sal ek daar wees, want ek gaan altyd jou pappa bly. En dit het my laat besef, my pa is altyd daar, selfs al weet ek nou goed hoe om fiets te ry, of althans ek dink ek weet hoe. Want jy sien vriende, ons dink ons weet hoe. Maar wanneer ons dan val en partykeer op 'n hoë spoed val, en sleg val en seer kry, dan is Papa Vader daar, Abba Vader, en hy kom help ons op, en hy plaas ons terug waar ons moet wees. Maar vriende, dis tyd dat jy opstaan, dis tyd dat jy weer op die fiets klim, dis tyd, die tyd het vir jou aangebreek om gister agter jou te sit en op te staan en te sê, maar Here, kom leer my om deur U Gees
te kan lewe. Laat ek deur U lewe, Here, nie op my eie nie. Leer my Vader hoe om op te staan. En leer my, Here, dat ek al hoe meer U beeld sal wys in my woorde, in my dade, maar ook in my gedagtes. Here, help my. Help my nou om op te staan. Help my om daai man en daai vrou te wees wat U my geroep het om te wees. En ek bid dit vir jou vanoggend in die naam van die opgestane Jesus. Amen. Here, baie dankie. Dat ons vanoggend net uit die woord uit kan hoor, van val kan ons by opstaan kom. En hoeveel boeties en sissies wat nou na hierdie boodskap kyk kan sê, maar hulle het al geval in die lewe. Ons almal het al geval. Maar Here, ons het ook al opgestaan en daar is 'n onderpunt van die grafiek. Elke keer is die grafiek bo en hy's onder en by daai onderputte was U genade steeds daar vir ons in ons swakheid. Maar Here, ons staan op en ons vat U aan die hand en ons stap saam met U die toekoms in. En Here, daarom weet ek dat ons deur U Gees kan leef. En ek bid saam met Dawid vanoggend, skep vir ons 'n rein hart, Here. Vernuwe ons, Here, deur die Gees en kom maak ons ook standvastig, dat ons manne en vroue van die woord sal wees. Ek bid nou vir elke kyker en elke luisteraar, Here, dat hulle voluit saam met U sal leef. Gister sal agterlaat, want Here, U vergewe en vergeet. U dink nie meer aan ons sonde nie, U het ons vergewe. Maar Here, nou is ons by daai opstaan, waar ons ook onsself vergewe, en waar ons ook ander mense vergewe. Here, help ons, dat ons kan vryspreek, dat ons kan dien, en dat ons gehoorsaam aan U kan wees, elke dag van ons lewens. Ek bid nou vir elke boetie en sissie, en ek vra, Here, dat U ons sal ontmoet, net daar waar ons is. Of ons geval het, en of ons nog bo op die fiets is. Here, U weet waar is elkeen van ons vanoggend. Ontmoet ons, Here, op hierdie reis van heiligmaking wat ons saam met U stap, dag vir dag, tree vir tree. Ek loof U en ek prys U daarvoor, Here, dat U genade vir my genoeg is. Ek prys U naam in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle vanoggend ingeskakel het, goedheid en guns, en ek seën jou, mag jy die Here se liefde en nabyheid beleef elke dag van jou lewe. In Jesus naam, ons praat weer. Amen.